Nou vriende, is weer 'n voorreg om saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Nou, ons het al gevorder tot by vers 20 van Spreuke die 11de hoofstuk onder die temaatjie goeie raad. En ek vertrou dat ek verder goeie raad vanuit die woord vir u kan gee en dat u dan ook deur die waarheid van die woord gestig sal word en dat u deur hierdie waarheid dan aangeraak sal word. En u moet onthou vriende dat God se woord is soms ontstellend waar. Dikwels wil mense die Bybelboek gebruik soos 'n mens een of ander lucky dip gebruik, verskoon die Engelse uitdrukking. Ek soek hier en daar 'n goeie versie uit om my goed te laat voel vir die dag, en dan gaan ek aan in my sonde, in my ongeregtighede, en ek vertrou maar dat die Here vir my goed sal wees, en dat hy my sal spaar, en dat ek eendag in sy hemel sal wees, en ek neem nie in ag dat alles 'n oorsaak en 'n gevolg het nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in vers 21 wat ons vanmôre hanteer. Daar staan, en dit is goeie raad wat ek vir u wil gee, sekerlik die slegte bly nie ongestraf nie, maar die geslag van die regverdiges raak vry. U sal sien dit is baie nou aan vers 20 gekoppel wat sê, die wat verkeerd van hart is vir die Here gruwel, maar hy het behaag in die wat regskape van wandel is. En nou vers 21, die waarskuwing, sekerlik die slegte bly nie ongestraf nie. En ag vriende, ons kyk na ons dag en tyd en ons sien hoe mense vir 'n dag of 2 of 10 of 'n maand of 'n jaar of 20 of 30 jaar wegkom met hulle boosheid. En mense dink die uitstel van God se oordeel is die afstel van God se oordeel. Mense redeneer en sê, man, ek het weggekom met hierdie ding vandag en ek gaan heel moontlik môre wegkom daarmee en ek kom al die afgelope 20 jaar weg daarmee en ek glo nie daar's 'n God nie en ek glo dat in elk geval nie God sal ons oordeel nie. Ek dink hy's 'n liefdevolle Kersvader wat ons almal eendag met geskenke sal oorlaai en ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ek wil vir jou sê, stop in jou spore, dink oor wat jy dink en pleit by God om jou hart te open vir sy waarheid, want die Bybel sê vir ons baie duidelik en God kan nie lieg nie. As God iets sê, dan gaan hy dit doen. Hy sê die slegte bly nie ongestraf nie. Baie bose en slegte, goddelose mense kry alreeds in hierdie lewe hulle oordeel. Maar vriende, dit is niks in vergelyking met die oordeel wat hulle eendag sal kry nie. Ons dink die gevangenis is 'n plek wat ek glad nie in wil wees nie. Hoe gruwelike plek is dit net nie. Ek wil vir u sê die gevangenis is soos 'n sonnaskoolpiknik in vergelyking met God se oordeel eendag. Want die Bybel sê daardie dag gaan hierdie God ons oordeel volgens ons dade. Daarom is dit belangrik dat u die goeie raad sal volg deur aan die ander kant hierdie saak raak te sien, maar die geslag van die regverdiges raak vry. Vry waarvan? Eerste plek vry van tydelike op die aarde die oordeel van die regter. Ons as kinders van die Here moet so lewe dat ons nie nodig het om te vrees dat die polisie enige dag aan my deur sal klop of ek een of ander boosheid sal aanvang waar ek later in die tronk sal beland nie. Ek moet so lewe, sê die Bybel, vriende, dat ek vry sal raak in die eerste plek en vry sal wees en vry sal leef van die straf wat die aardse regters kan gee, maar ook vry van die straf wat die ewige regter sal gee. Luister wat sê die Bybel vir ons. Daar in Handelinge 17 vers 30, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, aan my, aan jou in Suid-Afrika, wêreldwyd, dat ons moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So die apostel Paulus kom en hy sê, luister, daar gaan 'n dag van oordeel aanbreek. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien, die slegte gaan nie ongestraf bly nie, maar aan die ander kant, die regverdiges raak vry. Hoor hoe mooi stel die Bybel dit, wanneer dit kom by die regverdige. Dan Openbaring, die 3de hoofstuk, vers 21 staan daar, aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. U sien, vir die kind van die Here is daar hierdie wonderlike, kosbare vooruitsig van ons saam met die Here eendag te regeer. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, alreeds in die Ou Testament, maar die geslag van die regverdiges raak vry. Vry van die tydelike, maar ook die ewige oordeel. En dan kom ons by vers 22 uit, vriende. Baie interessante vers wat sê, 'n goue ring in 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. En ons ken 'n vark, en daar is baie grappies wat gemaak word oor varke, of as iemand op die pad onverskillig ry, dan sê ons, kyk daai padvark, en vriende, as iemand nie mooi eet nie, dan sê ons, hy eet soos 'n vark, en mense het baie konnotasies wat hulle koppel
aan 'n vark en eintlik is 'n vark nie 'n baie gewilde dier nie. Oor die algemeen hou mense nie varke aan nie, hulle hou honde aan of hulle hou katte aan. Waarom? Want varke het so 'n mate van aanstoot wat hulle gee. Nou sê die Bybel vir ons dat as jy 'n vark vat en jy sit 'n groot goue ring in sy neus, dan bly hy 'n vark. Hy sal in die modderbrei rondrol. Hy sal doen wat sy natuur en sy aard vir hom sê om te doen. En nou vergelyk Salomo dit met 'n vrou sonder beleid, met 'n vrou wat nie kuis is nie, 'n vrou wat sedelik en moreel nie rein voor God lewe nie. En ek wil vir u sê, 'n vrou wat nie haar perke ken nie, vriende, is 'n vrou wat ver van God geval het. Gaan kyk maar na die samelewing in die verlede en in die hede. Selfs samelewings wat boos was, het nog steeds die vroue gehad wat kuis was. Vrouens wat geweet het wat 'n goeie beleid is, wat weet om een man te hê, wat weet om hierdie man te eer en lief te hê, wat weet dat haar liggaam nie gegee is vir seksuele losbandigheid nie. Gaan kyk na die dag waar ons vandag in lewe. Hulle sê dat die meeste matriekmeisies sal 4 na 5 seksuele partners, wat is die Afrikaans daarvoor? Kom ons sê metgeselle of seuns of mans met wie hulle seksueel omgang gehad het. En dis wat die Bybel vir ons teen waarsku hierso. Die Here sê dat 'n vrou kan hoe mooi wees. Vriende, sy kan soos 'n Barbie doll lyk. Sy kan hoe aantreklik wees. Sy kan hoe goed gebou wees. Onthou, hierdie liggaam het sy van God gekry. Hierdie gesig het sy van God gekry. Sommige is seker mooier as ander, maar die beginsel is jy kan hoe mooi wees. En mans kan hoe agter jou aanloop as jy nie beleid het nie. Dan sê die Bybel, is jy soos 'n vark wat 'n goue ring in jou neus het. Luister, jou reputasie in jou lewe sal 'n getuienis wees in die verre toekoms vir mense om te sê, hierdie vrou was mooi, sy's opgebruik deur mans en sy sit aan die einde van haar lewe met ellende en hartseer en pyn. U moet tog nie dink dat God hom laat bespot nie. U moet nie dink omdat u mooi is, dat u kan met u maak met u liggaam wat u wil nie. Party vrouens verkoop hulle liggame om bevordering by werke te kry, om in die modelwêreld sukses te behaal. Luister, jou liggaam is deur God aan jou gegee. En 'n vrou wat nie goeie beleid het nie, die Bybel sê vir ons, die Bybel vergelyk haar met 'n vark wat 'n goue ring in sy neus het. Is my so pragtige prent. En daarom as jy vanmôre 'n vrou is wat so lewe, wil ek jou waarsku dat jy jou sal bekeer tot God. Ek gee jou goeie raad. Bekeer jou voordat dit te laat is, voor jou lewe vernietig is. Die volgende vers: die begeerte van die regverdiges is net ten goeie, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Nou vriende, wat hierdie vers vir ons wil kom leer is elke keer maar 'n kontras teen die goddelose kant. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die begeerte van die regverdiges is net ten goeie. 'n Regverdige wil goed doen aan ander mense. Ons het klaar daaroor gepraat. Die belangrike ding is, hy bedink goeie dinge in sy hart, want die Bybel sê vanuit die hart van die mens kom die goeie of die slegte dinge. Daarom bedink hy die goeie dinge en hy doen die goeie dinge aan ander. Maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Een van die vertalers sê dit baie mooi. Ek lees vir u. Daar staan, die regverdiges begeer die goeie, vir die goddelose wag daar net straf. Dit is hartseer as ek sien hoe mense wat in boosheid en in sonde vasgevang is, wat hulle nie wil bekeer tot die Here nie, heeltyd met hierdie gedagtes van vergelding, van wraak, van om iemand te na te kom sit. As jy hulle gesprekke hoor, en onlangs het my vrou, toe ons daar by die gimnasium was, langs 'n vrou op die trapmeel geloop, of die treadmill soos ons dit ken. En hierdie vrou het omtrent uitgepak, en my vrou sê, vir die 20-25 minute, wat sy op daardie trapmeel geloop het daardie vrou gal gebraak oor mense. En dit is eintlik net walglik om te sien. En die hartseer is by die Bybel sê vir ons dat die goddelose ontvang straf. As jy heeltyd gal braak teenoor ander en heeltyd wil vergelding gee aan mense wat jou te nagekom het, sal jou lewe in daai patroon verval. En vriende, luister, dit bring jou geen blydskap nie. Jy word die gevangene van die mense wat jy nie kan vergewe nie. En luister, vergifnis is nie net, ek vergewe daardie persoon en alles is oor en uit en my gedagtes skoon gevee, dis soos 'n uitveer wat al die potloodmerke uitgevee het nie. Nee. Vergifnis is wanneer ek daagliks sê, Here, al voel dit my hart neig in hierdie rigting van vergelding, bid ek u om u voorbeeld na te volg, wat vir ons sê, toe u uitgeskel is, het u nie terug uitgeskel nie, maar het oorgelaat aan Vader wat regverdiglik sal oordeel. Mag die Here ons genade gee, vriende, mag ons wysheid gee, dat ons so sal lewe, dat ons heeltyd die
goddelose teen die regverdige sal sien, die kind van God teenoor die ongeredde. En dat ons ook sal besef, ons is nie gered omdat ons beter as ander mense is nie. Vriende, is omdat God se genade oor ons groot was. En ons is nou nie beter as mense, nou dat ons gered is nie, ons is anders, omdat Christus deur sy Gees in ons woon. Groete vir u, mooi dag en mag die Here ons ryklik seën in hierdie boodskapies verder. Tada.